Nou, ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks, Wie is die regte Jesus? Die boekies is by die deure. En ons gaan dit in ons klein groepe ook doen. Nou, ek wil net gou hê, die van julle wat in klein groepe is, ek begin altyd die reeks met 'n inleiding, en ek wil nou nie hê moet die mekaar raak nie, julle gaan hierdie week al deel 1 doen, wat Jesus die hoëpriester is, maar ek gaan nie vanoggend daaroor praat nie. Ek gaan volgende week dit net weer noem, maar dis waar julle is Woensdae of in julle klein groepe waar julle ook al is. En as jy nie by 'n klein groep ingeskakel is nie, vir julle aanlyn, daar is 'n aanlyn klein groep vir julle, en die res van julle kan vir Albie kontak. Ek het vir Albie gesien. Albie, waar's jy? Ag, Albie, staan net op dat die mense jou kan sien asseblief. Hulle weet tog nie hoe jy lyk nie. Dis Albie, kontak hom. As jy regtig nie weet wat om te doen nie, daag net hier op 'n Woensdag aan 7 uur op, en dis ook oké, ons sal vir jou 'n plek maak. So dis die klein groepe. Nou wanneer ek sê, wie is die regte Jesus, dan kan jy nou vir ons sê, maar nou, wat bedoel jy? Wat bedoel jy hiermee? En hierdie gaan nou die vraag wees wat ons die hele tyd probeer antwoord. Hoe kan ek iemand vertrou as ek hom nie ken nie? Hoe kan ek 'n verhouding bou met iemand as ek hom nie ken nie? Stem julle saam? Dis tog die beginsel daarvan, hè? En Jesus bid dit in Johannes 17 vers 3, het Johannes Jesus se gebed opgeskryf, en hy sê hierdie woorde. Hy sê Jesus bid vir sy disippels, en hy bid dit. Dis Jesus se gebed. En dit is die ewige lewe. Nou wil ek net eers hier pos, nou moet ons die vraag vra, wat is die ewige lewe? Wat is die ewige lewe? Dan gaan hy verder. Hy sê dat hulle, dis Jesus se gebed, en hy praat van sy disippels, want hy bid vir hulle, dat hulle, die disippels, U ken, die enigste ware God. So wat Jesus hier bid is, hy bid, Vader, ek bid dat hierdie volgelinge van my die ewige lewe sal hê. En wat is die ewige lewe? Eerstens, dat hulle U sal ken as die ware en die enigste God. Maar dis nie waar hy eindig nie, hy bid verder. En hy bid vir homself in die derde persoon, en hy sê, en Jesus Christus wat deur U gestuur is. So, dis hoekom dit belangrik is om te weet wie die regte Jesus is, en om hom te ken. En hier is nie 'n kopkennis nie, hier is 'n verhoudingskennis, hier is 'n vertrouenskennis. Ek ken Jesus, ek weet wie hy is, ek weet wat hy gedoen het, en ek het 'n lewendige verhouding met die Here Jesus. Wie het vanoggend 'n verhouding met die Here Jesus? Sê 'n bietjie amen. Okay, so dis waar ek met julle wil praat. Nou baie van ons ken Jesus, maar ons die verkeerde, ons ken 'n verkeerde Jesus. En ek gaan dit mag wees dat jy hier sit en jy weet dit nie, maar jy ken eintlik heeltemal 'n verkeerde Jesus. En dis wat ek vanoggend probeer uitdaag, of liewer, miskien moet ek dit anders stel, jy ken dalk net 'n deel van Jesus. Jy ken dalk net 'n deel van Jesus. En julle gaan nou sien, dan gaan julle die aha oomblik hê en te sê, o, dis wat jy bedoel. So, hier gaan ons. Dit is my seun. Ek weet nie, het hy vanoggend gespeel in die orkes? Ken jy, het hy. Nou, julle ken vir Corneille, julle het hom al gesien, hè? Ai, julle, ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar vir julle. Predikante se kinders kan partykeer, hulle kry partykeer swaar, hoor. Jy weet mos wat sê hulle van predikante se kinders, né? Hulle is die stoutste, maar omdat hulle met die ouderlinge se kinders speel, né? Dis die storie. So, maar ek wil net eers vir Kenneth in die naam van Jesus eer gee. Waar sit Kenneth? Kenneth, waar's jy? Kenneth, dankie dat jy so my seun belê. Ek waardeer dit. So julle ken hom as 'n gitaarspeler en wat 'n bietjie sing, en dis wonderlik, né? Maar julle ken nie hierdie ouetjie nie. Hierdie foto is 10 jaar terug geneem. Hy's nou 21, toe was hy 11 jaar oud. Nou oké, hier is die illustrasie. Dit is 'n swak illustrasie, maar julle gaan dit kop wat ek bedoel daarmee. Daai ouetjie, 10 jaar terug, sou jy nie 'n probleem gehad het om te loop en sy hare die mekaar, jy het nie hare om, ja, ek bedoel, nee. Jy sou nie 'n probleem gehad het om sy hare nie, maar die ouetjie aan die ander kant is 'n man. Jy kyk hom in die oë, jy vat sy hand en jy skud hom, jy krap nie sy hare die mekaar nie. Die beeld wat ek het van iemand bepaal die tipe interaksie wat ek het met daai persoon. Stem jy saam? Jy gaan, as daai twee ouetjies albei vandag hier was, sou jy verskillende tipe interaksies met hulle gehad het. Klik julle wat ek probeer sê. En nou, dit is 'n swak illustrasie, maar baie van ons sit hierso met die verkeerde beeld van wie die Here Jesus is. Jy het dalk 'n verkeerde idee, en dit beperk jou siening van wat Jesus in jou lewe kan doen. So, baie van ons onthou wie Jesus was, maar ons weet nie werklik wie hy nou is nie. Het die liggies aangegaan? Baie van ons het 'n beeld van 'n baba Jesus.
En is dit verkeerd om die beeld te hê van Jesus wat baba is? Nee. Ek kyk baie keer na die foto's. Google Drive is eintlik so oulik met my foto's. Hy gee vir my elke nou en dan 'n 5 jaar, 'n 10 jaar, 'n 20 jaar terugblik op die lewe. En dan ons het 'n familiegroep en dan gooi ek al die foto's daar. Dan spam ek my eie familie met foto's en ek sê vir hulle, onthou julle hierdie, en soos dis waar daai foto's opkom. Dis waar ek die idee gekry. En dis wonderlik. Wie van julle kyk nog na die baba foto's van julle kinders? En dan het julle heimwee. My ma het altyd gesê, toe almal nog onder een kombers gepas het, toe was my probleme beperk. Maar jene groter kinders? So, dis nie verkeerd om 'n beeld van Jesus te hê en 'n baba nie. Ons gaan met Kersfees gaan ons nou baie daaroor praat en dit is goed en dit is reg, maar is dit die primêre idee? Dit is dit waar ek vasgesteek het. Vanoggend was hier 'n jong man in die kerk en toe ek hom laas gesien het, was hy so en nou is hy so en ek is wow, wat het gebeur? Ek vra hom, wat doen jy nou? Hy sê ek gym oom. Ek kan dit sien. Ek wou vir my spiere ook gewys het, maar ek kry skaam. Hy is baie groter as myne. Okay, Kersfees, ons het 'n baba Jesus. Nog 'n prent wat ons het, is in ons gedagte rondom Paasfees, dan praat ons van die gekruisigde die Here Jesus. En ons kry 'n vernederde Jesus daar. Ons kry 'n Jesus wat amper vermink is. Ons kry 'n Jesus wat besig is om te sterf en elke asem is vol moeite en hy sukkel om jy kry die idee van 'n hygende Jesus wat sê, my God, waarom het U my verlaat? En dit roer ons harte en dit bring trane in ons oë as ons dink aan dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Maar as dit die laaste en jou primêre beeld is van wie Jesus nou is, dan het jy probleme. Want dit is nie meer wie Jesus nou is nie. Selfs met die opgestane Jesus wat hy vir Thomas sê, kom, druk jou vingers in my sy en druk jou vingers om kyk dat jy kan glo dat ek werklik opgestaan het. Selfs daai beeld, as jy daai beeld het, sal jou beperk. En dan kom ons by die hemelvaart, wat ons mooi is, en dit is half en half, ons het ook nie verslae, maar wat nou? En dan is dit die uitstorting van die Heilige Gees, wat vir ons krag gee, en dit is asof met Pinkster, dan vergeet ons van Jesus. Okay, Jesus se hoofstuk is verby, die end. Nou is ons met die Heilige Gees, en ons wag vir Jesus om terug te kom. En iewers in jou kop is daar 'n prentjie van Jesus wat terugkom, maar daai prentjie is baie bepalend van hoe jou geloof lyk. En wat jou idee van Jesus is. Want sien, dit is nie die einde nie. In Openbaring kry ons die werklike prentjie van wie Jesus nou is. En ek wil vir jou sê, wanneer dinge regtig moeilik raak, en jy het 'n babietjie, 'n rabbi of 'n sterwende man in 'n kruis, dis alles goeie beeld en alles is waar, maar as dit is waar jy vasgesteek het, is jou idee van Jesus hopeloos te klein. En dis waar hierdie reeks gaan. Ons gaan deur Openbaring 1 werk en ons gaan kyk, wie is Jesus nou? Is hy nog 'n baba? Is hy 'n rabbi? Is hy 'n hulpelose sterwende man in 'n kruis? Wie is hy nou? En hoe belangriker nog, hoe is Jesus nou? En dis wat ons in hierdie reeks gaan doen. Nou kom ek gee net 'n leidraad. Johannes was baie gemaklik om aan tafel teen Jesus se bors te lê terwyl hulle eet. Nou asseblief, maar nou nie dink dis vreemd. Ek lê teen iemand se bors terwyl ek eet nie in my elmboos, maar daai tyd het hulle baie laag gesit en hulle teen mekaar gelê. Eintlik al wat dit maar sê is Johannes het langs Jesus gesit. Dis eintlik al wat dit beteken niks anders nie. Maar Johannes was baie gemaklik met Jesus en hy het saam met Jesus omtrent alles gedoen, selfs by Kajafas, terwyl al die ander disippels weggehardloop het, het hy by die deur gestaan en gewag om te kyk wat met Jesus gebeur. Johannes was werklik lief vir Jesus. Hy was die heeltyd in Jesus se skaduwee. En toe hy Jesus sien in Openbaring, lees ons in Openbaring 1 vers 17. Is julle reg hiervoor? Die man wat so naby aan Jesus was. Toe hy Jesus sien, die vriend van Jesus. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Toe ek hom sien, het ek geskrik. Toe ek hom sien, was ek oorweldig met wie en hoe hy nou is. En dis wat ek wil hê. Ek wil hê jy moet verstaan. Ek en jy dien nie 'n liewe Jesus nie. Dis nie 'n fraai babietjie nie. Dis nie meer die rabbi nie. Dis nie meer die man wat aan die kruis hang nie. Dis die groot en oorweldigende God. En ek gee vanoggend vir jou die inleiding. So vir Johannes was daar baie duidelike verskil tussen hoe Jesus was en hoe Jesus nou is. Nou met hierdie reeks
wil ek met jou praat oor hoe Jesus nou is. Ek wil daai beeld regstel in jou kop, want dit gaan alles vir jou verander. Dit gaan regtig. Ek wil vir jou wys hoe groot Jesus is. Ek wil wys vir jou hoe wyd sy glorie strek. Ek wil hierdie reeks as die Here my, dis wat ek bid. Dis regtig wat ek bid. Ek vra die Here dat hy my moet help dat wanneer ek en jy klaar is met hierdie reeks, moet jy net sê, wanneer ek sê Jesus, dan moet jy net sê, wow. Kyk, ek wil nie my eie stories opmaak nie. Emmanuel, is jy reg vir my? Kenneth, is jy reg vir my? Kom ons staan op. Dis nie ons eie stories nie. Ons wil kyk wat sê die woord van die Here. Wie kan amen sê daarop? Amen? Okay, so kom ons praat saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan jou Bybel oopmaak, baie dankie. Jy kan jou Bybel oopmaak by Openbaring 1 vers 7 tot 8 en ons gaan nog 'n paar verse lees, so hou jou Bybel oop by Openbaring 1. En Openbaring 1 is die eerste openbaring van Jesus wat hy homself openbaar en Johannes as te ware hemel toe oproep. En terwyl jy blaai na Openbaring 1 toe, dis die laaste boek in die Bybel, jy het hom vinnig gekry, nee Johan? Die woordelys is laaste. Vir julle wat aanlyn is, baie welkom. Is heerlik om vandag ook in jou huis te wees. Mag die Here vir jou regtig seën met homself. Mag ek en jy saam ontdek wie die Here Jesus nou is. Nou, die van julle wat dit doen, selfs vir Bybelstudieleiers of wie ook al, as jy hierdie reeks wil volg, die Bybelstudieboekie word gelees op Spotify. So, jy gaan soek net wie's die regte Jesus en dan gaan dit op Spotify opkom en dan kan jy dit daarso luister. Die hele reeks is klaar opgelaai as dit jou ding is en jy's op Spotify. Openbaring 1 vers 7 tot 8. Hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook die wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom selfverwyd, weeklaag. Ja, dit is verseker. Dis Jesus wat aan die woord is. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En dan wil ek spring na vers 12 tot 17 toe, en ek wil net hê, terwyl ons lees, kyk na dit wat onderstreep is, want dit is elke keer die hoofstuk van die boekie wat ons gaan behandel. En ek weet, jy gaan nou hier uitstap en wonder, waar gaan dit alles? Kom net volgende Sondag terug. Okay? It will be revealed in time. Ek het omgedraai om dit te sien. So Johannes word opgeroep, hy het hierdie verskyning op Patmos, hy's op eiland Patmos waar hy verban is, hy sal in sy 90 jaar oud, en skielik verskyn die Here Jesus hom maar van agter af, hy hoor hierdie stem wat so hard soos 'n trompet is, en hierdie stem sê vir hom, ek is die Alfa en die Omega, en dis God wat praat, en toe hy omdraai, nou draai hy om, kry net die prentjie saam met hom daar, hy draai om te kyk wie dit is wat met hom praat, en nou sien hy Jesus vir die eerste keer wie en hoe hy nou is, en ons lees daar. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die staanlampe, iemand soos die seun van die mens. Nou daai soos, moet vir my en jou klaar iets verklap, dit is soos, maar dit is nie meer dieselfde van wat ek kan onthou nie. Dit wat ek onthou, die foto's wat ek gesien het, is nie wat ek nou sien nie. Nou gaan hy aan, en hy sê, hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra, die hare op sy kop was so wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoon gloei, en sy stem was soos die gedruis van groot watermassas. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkom was soos die son wat op sy helderste skyn. En dan daai vers 17. Onthou, Johannes probeer aardse woorde gebruik om iets hemels te beskryf. En dit skiet ver te kort. En hierdie vers 17 som op van wat sy belewenis is, wat sy reaksie is op wat hy sien. En hy sê, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos iemand wat dood is. As jy alles vergeet wat ek vanoggend gesê het, wil ek hê jy moet hierdie ding onthou. As jy die Here Jesus nou sien, jy gaan nie kan staan nie. Daai oomblik sal te groot wees vir jou. Jy gaan nie kan staan nie, jy gaan val. Nie agteroor en bewusteloos nie, maar daai oorweldigend. En dis goed, en dis reg, want dis vir jou Jesus.
nou is. OK, kom ons spring weg. Ek wil net 4 goedjies uit hierdie teks uithaal. Wie is die regte Jesus? En gaan ons week vir week hierdie gedeelte uitpak en kyk wat sien Johannes en wat bedoel hy daarmee. Is julle reg daarvoor? Die van julle wat skryf, dis nou die tyd om jou penne uit te haal en te skryf. Ek gaan 4 goed uit die teks uithaal en ek hoop ek bemoedig jou. Ek hoop regtig as jy hier uitstap, dan gaan jy sê, "Yes, my Here Jesus is groter en sterker as wat ek eers kon raai." Wie van julle is opgewonde om dit te weet? Amen. Alright, kom ons spring weg. Die eerste een, jy moet hierdie goed weet, jy moet dit glo en jy moet dit in jou hart vasmaak want dit sal alles vir jou verander. Nommer 1. Jesus is die ewige en die oneindige. Jesus is die ewige en die oneindige. In Openbaring 1 vers 8 sê dit, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Nou, in ons Bybellyn wat ons het, is ons baie keer geneig om te dink, die hele Ou Testament het afgespeel en toe is daar 'n dag toe word Jesus gebore. En dis die begin van Jesus. Dis nie die begin van Jesus nie. Jesus is die Alfa. Hy was nog altyd daar. En kom ek gee vir jou net 'n paar gedagtes rondom Alfa en Omega. Alfa en Omega beteken as waar ook al daai begin is, daar was ek. En waar ook al die einde is, dis 2 lyne wat een loop in die ewigheid vorentoe en een loop in die ewigheid. Kom ek sê vir jou, ek en jy het tyd nodig om goed te definieer. Ek en jy het tyd nodig om goed vas te pen, verjaarsdae, huweliksherdenkings en goeders. Ek en jy het nodig. Die aarde en die sterre en alles is geskep sodat ek en jy tyd kan hê. God staan buite tyd. Dis wat hy met dit probeer sê. En kom ek vat Johannes 1. Nou julle het al Johannes 1 gelees, nê? Nee? OK, kom ek vat Johannes 1. En dit gaan oor die woord. Nou hou net vas, want jy gaan nou wonder, hoe kom ons van die woord by Jesus? Hou net vas, ons gaan naby uitkom. In vers 1. In die begin was die woord daar. So, was die woord waar? In die begin was daar. Waar was hy? Die woord was by God en die woord was self God. Nou gaan ons na vers 2 toe. Hy was reeds in die begin by God. Nou, begin is 'n relatiewe begrip. Nou gaan in vers 3 gaan begin gedefinieer word. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom het. Nou, bestaan die see? Ja. Voor die see was Jesus daar. Bestaan die berge? Ja, voor dit was Jesus daar. Bestaan die sterre en planete? Ja, voor dit was Jesus al daar. Bestaan die engele? Voor die engele was Jesus reeds daar. Voor alles bestaan het, was Jesus reeds daar. Nou wat probeer die vers sê? Dit beteken tot in ewigheid, terug in tyd, was Jesus nog, was die woord, jammer, ons kom nou daar. Nou gaan ons aan vers 14 toe. En die woord het mens geword. Ek het my preek nou weggegee. So kom ek som net gou hierdie paar verse op wat jy dit het. So, die woord was in die begin, van die begin af daar, die woord was by God, die woord was self God, en die woord het vlees geword. So die vraag is, wie is die woord? Die woord is Jesus, julle het dit, nee. Julle het dit. So, hier is wat dit vir ons vandag beteken. Ons redder, die Here Jesus, het nie 'n begin gehad nie. En hy het nie 'n einde nie. Sy begin was nie in die begin van die Nuwe Testament en sy einde toe hy hemelvaart gehad het nie. Nee, hy's ewig. Hy's gister, hy's vandag en hy's môre en hy's dieselfde. Hy is die ewige en die oneindige. Kan iemand amen sê daar? OK? Ek en jy kan op hom reken. Jy kan. Hy sê vandag hier en môre is hy weg nie. Hy's daar. OK, ons gaan aan. Eerste eienskap, Jesus is die ewige en die oneindige. Die tweede ene is Jesus is die almagtige. Jesus is die almagtige. Ons lees in die tweede gedeelte van Openbaring 1 vers 8, hy wat is en wat was en wat kom, die almagtige. Nou, ons het in 2017 het ons 'n reeks gedoen, die karakter van God, en ons het stuk vir stuk deur die Ou Testament gewerk en na die karaktereienskappe van God die Vader gekyk. En wat ek hier wil hê jy moet weet is, as jy nou sou sê DNS, dan beteken dit maar net die fiber, the being. Jesus is van dieselfde wese as die Vader. Hy's van dieselfde wese as die Vader. So, as die Vader almagtig is, dan is Jesus ook almagtig. Het julle dit? Dit is belangrik om te weet. Jesus is nie beperk nie. Hy was op aarde beperk. Dis hoekom ek en jy nie meer 'n beeld het van Jesus wat 'n babietjie is nie. Want hy was beperk. Daai babietjie het niks gedoen nie. Toe die rabbi wonderwerke gedoen het, was dit maar beperk. Wel, Jesus sê op die disippels op 'n stadium sê vir hulle, en julle sal groter dinge doen as wat ek doen. Hoekom? Want Jesus se bediening hier op aarde is beperk, maar Jesus is nie nou meer beperk nie.
Dis hoekom Jesus homself aan Johannes openbaar, om te sê, ek is nou onbeperk. Ek is onbeperk. So, almag beteken, en hier's wat dit vir my en jou beteken. Eerstens, almag beteken is die een aan wie al die krag behoort. Jesus het al die krag, hy het al die mag en hy het al die gesag. Jesus is sonder beperking, die een wat oor alles heers. Nou, hou net dit in gedagte, dis wat almag beteken, né? Hoor nou wat sê Galasiërs 2:20. Dit is nie meer ek wat lewe nie. Wil jy raai wat sê die volgende deel? Dit is Christus wat? Kom ons lees dit saam op die telling van 3. 1, 2, 3. Dit is nie meer, maar hierdie het 'n enorme implikasie op jou lewe. Ons het nou net gesê, Jesus is almagtig. En nou sê ons, hy lewe deur ons. Dit beteken, ek tap nie meer in die bron van my eie lewe, my eie bronne en my eie krag nie. Ek tap nou in die Here Jesus in, mits ek my lewe doelbewus in lyn bring met wat Jesus van my verwag. So, die almagtige Here Jesus Christus, hy het niks nodig nie. Hy is nie beperk nie. Ek moet aan hom gehoorsaam wees. Ek moet aan hom gehoorsaam wees. Ek moet hom voor oë hou en ek moet die knie voor hom buig. Hierdie is belangrik. Ek moet die gesag van my lewe doelbewus oorhandig om te sê, Here, ek volg U. Daarom buig ek my knie voor Jesus. Dis wat ons sê, ek neem hom aan as my verlosser en saligmaker. Ek onderwerp myself. Ek onderwerp my agenda doelbewus aan hom. Hy het sy lewe vir my gegee in die kruis en nou gee ek my lewe vir hom. Ek gehoorsaam hom. Nou, gister toe praat ek en Tiny oor Kyrios. Nou, Kyrios, wanneer ek sê Here, kom van die Griekse woord Kyrios af. Nou, dit beteken eienaar of baas. Dis hoekom die gelowiges so wreed vervolg was, want hulle het geweier om die keiser Kyrios te noem. En hy het hulle doodgemaak, want hy het gesê, hoor jy kan enige God aanbid, solank jy ook my as God aanbid. En hulle het net geweier. En ek dink ons maak te min daarvan om te weet dat gelowiges, mense wat glo soos ek en jy glo, wat net geweier het om, verbeel hulle self, ons presidentsie reik môre 'n brief uit wat sê, luister, jy kan enige God aanbid, maar jy moet sê die president is ook God. En julle dink ons land is in moeilikheid. Verbeel julle self, kan jy jouself indink, dit is wat gebeur, die president sê môre, hoorie, as jy nie môre sê, dat die president is God nie, dan verloor jy jou werk. Dis wat gebeur het. Kan jy dink hoe chaos sal dit wees vir ons Christene? Okay, Jesus is Kyrios, hy is ons Here. Nou dit bring ons by die derde ene, vierde eienskap. So eerstens, Jesus is die ewige en die oneindige, Jesus is die almagtige, nou, Jesus is ook die oorwinnaar. Jesus is die oorwinnaar. Openbaring 1 vers 17 tot 18, en hierdie 4 temas loop die hele openbaring deur, rondom Jesus. Jy kan eintlik sê openbaring is 'n openbaring van Jesus, van wie hy nou is, om ons te kom bemoedig. Moenie dat mense jou bang praat met openbaring nie, hoor. Moenie, daar's baie ouens wat YouTube video's maak, en hulle versie uit, hulle versie het, hulle versie het, dan bou hulle teologie, en dan jaag hulle spooke op. Wees versigtig vir dit. Onthou, wat moet ons doen met 'n vers? Lees, altyd, 5 voor en 5 agter. Openbaring is om jou te bemoedig, nie om jou bang te maak nie. As jy bang is, omdat jy openbaring lees, is jy waarskynlik nie 'n gelowige nie, of jy lees openbaring verkeerd. Openbaring is daar om my en jou te bemoedig. Moenie bang wees nie. Toevallig, nee. Sien julle daar? Moenie wat wees nie? Wie's bang? Ek eet my pannekoek terwyl ek bestuur. Julle het nie die video gekyk nie. So moenie bang wees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Dis die punt van Openbaring, juist dat jy nie moet bang wees nie. Wat doen Johannes? Hy val neer soos 'n dooie. Jesus vat sy regterhand wat wys dis guns en hy sê vir Johannes, moenie bang wees nie. Hoekom? Want wie van julle dink, wie is die beste rugby span in die wêreld op hierdie stadium? WP. Nice. Okay. Weet julle, as ons rugby kyk, is ons nie bang nie, want ons span draf op, nee, ons is nommer 1. En ek sê dit, want ons ken dit. Daar is daai verwagting, ons is diepter neergestel as ons span. Alle spanne verloor, die bokke mag nie verloor nie. Want hulle is oorwinnaars. Nou kom ek sê dit gou eers hierso. Ons ken daai gevoel, reg? Ons ken daai gevoel. As daai span opdraf, is daai trots, is ons span daai. Moet vir jou nou sê, as Bakkies Botha, okay, dis 'n vorige ou, as 'n Bert Etzebeth, wat is nou is 'n Eben Etzebeth voor jou staan, is 'n groot ou. Hoorie, daai ouens is muggies. As jy in Jesus se teenwoordigheid is en Jesus sê hy sit sy regterhand op jou en hy sê moenie bang wees nie.
En jy weet, Jesus is vir jou. Sê gou vir die ou langs, Jesus is vir jou. Hoorie, dan draf jy in hierdie lewe uit, soos 'n oorwinnaar. Soos 'n oorwinnaar. Ouens, kinders van die Here is nie losers nie. Kinders van die Here leef nie half en half, ek sukkel maar deur hierdie. Nee, ons lewe nie so nie. Ons lewe soos oorwinnaars, want Jesus sê vir my, ek sal nie bang wees nie. Amen? Sê dit 'n bietjie met houding. Ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie, ek weier. Die Here Jesus sê. Nou daar's twee groot struikelblokke wat baie mense het, veral mense wat nie glo nie. Hier is die twee struikelblokke. Eerstens, hulle glo dat Jesus nie werklik gesterf het aan die kruis nie. Dis die een struikelblok wat hulle het. Hulle sal sê Jesus het 'n skyndood gehad. Maar hoor die ouens, die Romeine, hulle het gespesialiseer daarin om mense dood te maak, hoor. Hulle sou nie daai fout gemaak het nie. Hulle het baie mense voor Jesus doodgemaak en baie mense na Jesus doodgemaak. Dis asof hulle dit geniet het om die kunste ontwikkel van om mense dood te maak. Jesus sou dood gewees het. Die ander struikelblok wat baie mense vandag het, is hulle dink Jesus het nie werklik opgestaan nie. Dat die disippels het Jesus se liggaam kom steel of dat dit net 'n opgemaakte storie is. Maar daar's te veel kruisverwysings wat sê dat dit werklik so is, dat Jesus werklik gesterf het en dat Jesus werklik opgestaan het. Indien Jesus nie werklik opgestaan het nie, kyk, as Jesus net 'n gewone mens was, dan sou hy iewers gesterf het. As dit nie in die kruis was nie, is daarom nou 2000 jaar later, as hy net 'n mens was, geen mense 2000 jaar gelewe in sy eie nie. Stem julle saam? So, ons aanvaar Jesus is werklik dood op een of ander manier. Die vraag kom by die opstanding, het hy werklik opgestaan? En ek wil jou net herinner, ons hele geloof hak aan hierdie gedagte. As Jesus nie opgestaan het nie, dan het ons moeilikheid. Dan het hy nie werklik oorwinning behaal nie. Dan is ons geloof verniet. Dan glo ons verniet. Want dan beteken dit ons gaan nie opstaan nie. Ons gaan nie opstaan nie, ons gaan ook net doodgaan. En as dit nou mooi om 'n Christen te wees, jy lewe 'n mooi gemiddelde lewe, jy's nice met mense, jy help mense langs die pad, maar as jy doodgaan, dan gaan jy dood. Jesus self sê, ek was dood en ek lewe. Nou daar's getuienis, daar's baie getuienis. En onthou net, ek en jy kyk na die woord en sê, ja, alles is in die Bybel. Maar onthou, die Bybel het eers 300-400 na Christus, soos wat ons hom het. Daai tyd was dit losstaande getuienisse, en daar's baie sekulêre getuienisse ook. Maar kom ek vat net Maria wat eerste by die graf was. Julle, dis ongewoon. Daai tyd was 'n vrou gediskrediteer. Haar getuienis het nie getel nie, want vrouens was ongeskoold meeste. So die feit dat Maria Magdalena eerste daar was en gesê het, hy het werklik opgestaan, ek het die engel gesien, die engel het vir my gesê, sou gediskrediteer word. En net so, dis soos wanneer 'n kind, dink julle 'n kind sal moeilikheid hê in 'n hof om te getuig? Sal nogal, né? Want 'n kind is so beïnvloedbaar. Maar die feit dat 'n kind dit gesien het, in dit self, gee dit kredietwaardigheid. Want hoekom sal die kind nou wil jok? En net so, hoekom sal die vrou wil jok? Hoekom sal iemand wat klaar gediskrediteer is, 'n getuienis wil wees? Dit gee dit in dit self, maar dis nie al nie. Jesus se disippels het dit getuig. 500 mense het Jesus op een slag gesien. Dis omtrent amper dubbel wat hierso sit vanoggend. Het Jesus op een slag gesien. Nou, om te lieg oor iets wat jy gesien het en dan daarvoor doodgemaak te word, klink vir my bietjie stupid. Weet jy, as ek vir jou lieg, dan beteken dit ek kan voordeel daai trek. Ek gaan nie vir jou lieg sodat jy my kan doodmaak nie. Stem julle saam? Hoekom sal ek nou vir jou lieg net dat jy my doodmaak? Ek sal vir jou lieg om in die lewe te bly, maar nie dat jy my doodmaak nie. Hierdie mense is wreed vervolg. Dit gee dit kredietwaardigheid. En dan natuurlik Paulus self ook. Paulus wat Jesus se mense laat opsluit het en vervolg het, draai om en hy begin Jesus volg. Ek wil vir julle sê, die rede hoekom ek hierdie goed vir julle sê, is sodat jy kan sekerheid hê. Maar weet julle wat is die sterk getuienis wat ons vandag het? Wie van julle sê, ek weet wie ek was, en ek weet wat het Jesus in my lewe gedoen? Wie van julle kan dit? Wie van julle het waarlike getuienis van jy was regtig verlore, en jy weet wat se gemorsie aangevang het, en jy is vandag hierso, en jy sê, ek kan skaamteloos sê, Jesus het my lewe verander. Ek wil hê jy moet opstaan as dit jy is. Nou kyk, as jy dit nie het, is fyn, maar ek wil hê, as jy vanoggend hier is, en jy sê, ek skaamteloos, Jesus het my lewe verander, ek is 'n getuienis, dan wil ek jy staan op. Daar's sommer 'n paar mense wat opspring. Ja, daar's hy. Dankie om Cassie. Ek wil hê jy moet dit sien. Hierdie mense, nou 'n paar van ons het gemiddelde bekering gehad en jy sê ek kan 'n bietjie twyfel en alles, maar daar's 'n klompie van ons wat hier staan wat sê, ek weet wat ek was, ek weet wat, dankie julle. Geef vir daai mense ook 'n lekker hande klap. Wat guts om op te staan. Okay, so julle name is op die lys. 1 Korintiërs 15:54 tot 55. Die Here God sal die dood vir ewig vernietig. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?
Ek lewe nie in vrees nie. Ek lewe nie in vrees nie, ek is nie bang nie. Ek is nie bang vir siekte nie. Hoorie, as Jesus nie gou kom nie, weet julle wat? Dan gaan ons almal doodgaan. En dis nie gesonde mense wat alles in plek het wat doodgaan nie. Van hier tot dood beteken iets moet regtig skeefloop in jou lewe. Maar ek kan nie lewe in vrees vir dit nie. Dit is onaanwendbaar. Ek moet leef in die oorwinning wat Christus my vandag gee. As ek die hele tyd leef met vrees vir iets wat kan gebeur, iets wat mag gebeur, iets wat sal gebeur, is my vertroue nie in Christus nie. Jesus roep my om soos 'n oorwinnaar te lewe en ek kies dit. En ouens, ek wil jou aanmoedig om dit ook te doen. Oorwinning beteken iets. Ek lewe nou in oorwinning oor my vlees. Ek lewe in oorwinning oor my sondige begeertes, oor die vrees vir die lewe, oor die vrees vir die dood. Ek lewe nie meer in daai vrees nie. Wie kan amen sê daarop? OK. Ek doen dit nie in my eie krag nie. Ek doen dit omdat die Here Jesus my gered het. Hy's nou my Kyrios, hy's nou my baas. Christus gee my die ewige lewe en daarom vrees ek nie. Nou kom ons by die laaste ene. So Jesus is die ewige en die oneindige, Jesus is die almagtige, Jesus is die oorwinnaar. Nou kom ons by die laaste ene en hierdie is my hoogtepunt. As jy getwyfel het, as jy gewonder het, hier is dit nou. Jesus is God. Hy sê dit, Openbaring 1:8. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Johannes 1:1, in die begin was die woord daar, die woord was by God en die woord was self God. Dan lees ons later aan, en hy het vlees geword. Thomas, toe hy sy vingers in Jesus se wonde steek, wat sê hy? Thomas sê toe, my Here en my God. So, wat ek en jy hier moet huis toe vat, is nie net Jesus was 'n great persoon, 'n wonderlike mens nie. Jesus is God. My hele lewe behoort aan Jesus. Jesus is die finale gesag oor my lewe. Jesus het die laaste sê oor my. Dis waar ek moet wees. Ek wil jou vanoggend kom uitdaag. Ons gaan hierdie reeks nou doen, ons gaan hierdie hele reeks fokus op die Here Jesus. En ek wil jou kom uitdaag om 'n recommitment te maak vanoggend, om te sê, Here, hier is ek. En dalk het jy dit nog nie gedoen nie. Ken of jy kan vorentoe kom. Dalk het jy dit nog nie gedoen nie. Ek wil hoor hierdie. Jesus wil nie 'n God wees nie. Jesus wil jou God wees. Hy wil nie 'n Kyrios wees nie. Hy wil jou Kyrios wees. Nou, dit is tyd vir toewyding. Hier is ek. Ek wil U dien, Here. Here, hier is my hande. Ek stel dit in U diens. Here, hier is hierdie voete vir my. Ek sal gaan waar U my stuur. Ek wil vir jou vanoggend 'n kans gee. Ek gaan vir jou bid en dan gaan ek 'n kans gee om vir jou, as dit is wat jy vanoggend wil doen, om te sê, Here, hier is ek. Ek wil my lewe opnuut toewy aan die Here Jesus. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Vader, wanneer ons dink aan dit wat die Here Jesus gedoen het, Here, kan ons so maklik in daardie beelde vasgevang word, dat ons vergeet, dat Jesus is nie net verheerlik nie, maar hy's werklik God. Hy's werklik die Almagtige. Vader, wil U nie in ons harte deur die Gees 'n nuwe beeld kom gee van wie Jesus werklik nou is. Maar dit sal ons so 'n ander uitkyk op hierdie lewe gee. Here, vanoggend wil ek 'n nuwe toewyding kom maak. Ek wil weer kom bid, Here, hier is my hande. Ek wil dit vir Jesus gee. Ek wil toelaat dat Jesus deur my in hierdie wêreld, ek wil my voete, ek wil my mond, ek wil my lewe weer opnuut toewy. En sê, hier is ek, Here. As dit jy is vanoggend wat sê, ek wil ook vanoggend 'n nuwe toewyding maak, 'n vars toewyding om te sê, Here Jesus, U is my Here. U is my God. As dit jy is, staan op daar waar jy is. Maak hierdie toewyding in jou hart en sê, Here, vanoggend hier is ek. Ek gee my hande, ek gee my voete, ek gee my lewe. Ek wil opnuut weer 'n oorgawe maak. Bid dit in jou hart en sê dit vir die Here. Here, hier is ek. Here, ek wil vir U alles gee. Ek wil nie terughou nie. Ek wil nie meer in vrees lewe vir die dood nie. Here, ek wil nie meer die knie buig vir sonde nie. Ek wil nie meer die ou begeertes lewe nie. Here, ek wil wees waar U my wil hê. En ek weet U die krag om, soos Galasiërs 2:20 sê, U wil deur my lewe. Kom werk in my, Here, deur die Gees om dit reg te kry. Here, ek dank U dat ons vanoggend kan bid. U sien elkeen van ons, U weet waar ons is, U weet waar ons harte is. En vanoggend kom vra ek net opnuut. Kom maak ons weer vas in die Here Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê,